Baie dankie vir die geleentheid. Ek dink, ek is opgewonde saam met julle. En ek is opgewonde vir julle as gemeente. Maar ek wil vanoggend net eers, dis Moedersdag vandag, en ek wil net Adam het sy vrou Eva genoem. En dan sê hy in daai Genesis 3, dan sê hy, want sy was die moeder van alles wat lewe. Ek glo dis nie net fisies nie, geboorte gee nie. Maar die naam Eva beteken living, life, life givers. So my gebed vanmôre vir julle as vrouens is 'n life givers, 'n gees van lewendgewend. En dit is van klein tot groot. En ons moeders in wording. En ek glo, dit is gepas dat ons net vanmôre vir ons moeders aan die Here opdra. Maar jy mag dalk nou hier sit en dink, maar ek voel nie vanmôre soos 'n lewegewer nie. Want ek weet, vroutjies is all over. Ek sê baie keer van Anita, ja, dit is soos haar rekenaar, daar's al hierdie folders is so oop op haar rekenaar. Weet dan, dis net folders, weet, alles is oop en ek weet, dis hoe ons vroutjies is, besig met 'n klomp goed gelyktydig. Maar jy mag dalk hier sit en voel, maar daar's 'n klomp goed wat my vanmôre aftrek, wat vir my swaar is. Ek weet, dis vinnig om te worry vir ons mamas, en vir ons moeders en ons vrouens. Maar jy mag dalk hier sit en ook sê, maar jy weet, ek het ook nie 'n goeie ma self gehad nie. Mag dalk ook hier sit en sê, maar op hierdie stadium is daar goed in my lewe wat my aftrek. Ek dalk 'n man wat nie op sy plek is waar hy moet wees nie. So my gebed vanmôre is, vir elke vroutjie wat hier sit, gaan ons saam 'n gebed doen. En jy weet wat jy graag na die Here toe wil bring vanmôre. En soos wat jy dit saam bring na die Here toe vanmôre, wil ek saam met jou bid. So kom ons maak ons oë toe, dan bid ons gou vir ons ma's. Papa Vader, dankie dat ons na U toe kan kom, Here. En elke ma aan U opdra, elke moeder, elke vroutjie wat hier is, dra ons aan U op, Here. U weet wat in hulle lewens aan die gang is, U weet die omstandighede. Vader, waar hulle nou daar hier sit, Vader, en daai behoeftes na U toe bring, Here, bid ek, Vader, dat U met U lewendgewende krag deurbraak sal gee vir elke vroutjie, vir elke mamma, vir elke dogter. En elke probleem wat vanmôre voor U neergesit word, Vader, bid ek dat U met U lewendgewende krag oor dit spoel. En dat U deurbraak gee vir elke mamma, en vir elke moeder, en vir elke vroutjie, en dogter wat met hulle probleme sit, Here. En ons bid, Vader, dat U dit sal verander in 'n lewendgewende gees. Water wat in hulle oog sal opspring, soos 'n fontein van water tot in die ewige lewe. Dankie, Vader, vir mamas wat sal kan opstaan en lewe gee in hulle gesin, in hulle huis, by hulle werk, as vriendinne. En dankie daarvoor, Jesus. Amen. Ek het begin om deur Romeine te werk. Romeine is 'n baie Bybel, kan ek amper sê. Daar's klomp uitlatings wat Paulus maak en dan lees ek en dan dink ek, "Sjoe, ek wag net so 'n oombliekie dink oor hierdie stelling wat hy maak." En Romeine, net vir interessantheid agtergrond oor Romeine. Romeine is geskryf deur Paulus, dit weet ons, tussen die jare 53-58 na Christus. En hy het die boek geskryf in Korinthe. Nou, hy het dit daar geskryf, maar hy was eintlik op pad na die Romeine toe. Hy wou Jerusalem toe gaan, en dan op terug na die Romeine toe. Maar terwyl hy in Korinthe is, kom Agabus, sy profeet, en die profeet kom by hom en hy vat Paulus se gordel
En hy maak sy hande en sy voete vas en hy sê, dis wat met jou gaan gebeur in Jerusalem. En dis wat Romeine so uniek maak. Jy sal lees in Romeine, dan sê hy, maar ek hoop so om by julle uit te kom. Ek wag vir hierdie geleentheid om by julle uit te kom, want Paulus het toe besef, daar kan ook nie wees dat hy hulle gaan besoek nie. En dit maak Romeine totaal en al 'n nuwe, ander boek as wat Paulus se ander boeke is, want hy het altyd, as hy Korintiërs geskryf het, of Efesiërs, Galasiërs, dan het hy iets aangespreek binne in daai gemeente, iets wat hy moes regstel. Maar Romeine is toe uniek, want hy besef toe, maar hy gaan dalk nie by die mense uitkom nie, maar daar is 'n ander rede ook waar ek nou sal by uitkom, en hy beskryf toe die evangelie van God, God se plan vir verlossing. En dis hoekom in Romeine, die woordjie wat die meeste daar verskyn is God, 154 keer. En die tweede woordjie wat daar verskyn is, die meeste is law. Interessant. Dat hy praat van evangelie, maar hy praat van law. Nee? Want ons is so vry van die wet. Maar dit is sy hele redenasie wat hy van die evangelie verduidelik vir die Romeine, en dis wat hom so uniek maak. En ek dink, dis 'n studie wat mens kan doen rondom Romeine, alhoewel hy praat van die wet van God, haal hy 'n klomp wette aan, en jy kan in jou search insit, op jou app, hulle sê toep, blykbaar in Afrikaans, maar jy kan op daar insit, dan sê jy wet van, en as jy sien hoe skop dit uit, dan sê hy wet van geloof, wet van die gees, wet van geregtigheid, alles in Romeine wat hy beskryf. Ons weet daar is 'n ander wet ook, en Hannes hou baie van daai wet, is wet van die vryheid, vryspraak. Dis in Jakobus. Maar in Romeine praat hy van hierdie ander wette. En elkeen van daai wette is 'n studie op sy eie, en 'n boodskap op sy eie. Maar Paulus skryf hierdie boek aan die Romeine, en ek glo hoofsaaklik vir die volgende rede, dat hy nie 'n spesifieke ding aanspreek nie. Dis Romeine 1 vers 8. In die eerste plek dank ek my God deur Jesus Christus oor julle almal, dat julle geloof verkondig word in die hele wêreld. Ja, en dit het my geruk om te dink, ja, dis 'n gemeente in Romeine, en hulle geloof word verkondig deur die hele wêreld. En ek het die gedagte net by my opgekom, wat is die getuienis van ons kerk? Wat is die getuienis van sy familiekerk? Maar die boodskap wat ek vanmôre wil bring is, gaan oor reformatie, transformatie. Reformatie gaan oor 'n organisasie wat verander, en transformasie gaan oor my. En die twee goed loop hand in hand. En Paulus skryf hier, maar die getuienis van julle as gemeente is oor julle geloof. Nou ongelukkig sê hy nie wat spesifieke aspek van hulle geloof nie, maar ek kan net spekuleer in terme van dit wat hy als geskryf het tot daar. En hierdie eerste 17 versies van Romeine 1 het so van hom. Dit is so, ja, weet ek is nou al meer as 'n week besig en ek is nog nie by vers 17 nie. Maar hy is meer vers, hy gaan bietjie verder as dit, maar ek is nog in daai eerste stukkie man wat ek vashaak. Want elke dingetjie wat aangehaal word is hierdie kragtige boodskap wat hy gee. Maar my vraag vanmôre is, wat is die getuienis wat van hier af uitgaan buite toe? Want ons het 'n getuienis in die kerk, in jou gesin, as man, as pa, jy het 'n getuienis ook in jou werk, in jou besigheid. Weet my sleg van ons geloof hier, baie keer, hoor ons, as iemand sê ek is in besigheid en is 'n Christen, wat sê mense? Julle weet, julle ken dit, bly weg. Maar is nie of jy jou gaan indoen nie, dis wanneer jy jou gaan indoen. En ons het baie keer so getuienisse wat so mekaar koppel, want ons het 'n getuienis hier, getuienis daar en 'n getuienis hier. Maar die getuienis wat Paulus hiervan praat,
is die gemeenskaplike groot getuienis van geloof in die Romeinse gemeente. En daar het 'n transformasie, 'n reformatie plaasgevind in hulle as 'n gemeenskap, dat dit die getuienis is, maar die transformasie was in elke persoon daar, dat hy nie net 'n getuienis op 'n sekere plek het nie, hy het regdeur kan hulle sê, maar julle staan bekend as 'n gemeente van geloof. Is dan ook glad nie snaaks, weet dat Romeine 1 vers 17 die basis is van Martin Luther se getuienis. Hy was eintlik 'n student van psalms. Toe hy Psalm 31 lees en hy praat van geregtigheid, toe spring hy na hierdie gedeelte 1:17 en is weer so omskrif, gou weer lees. Want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof, soos geskrywe is, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. En dit was die reformatie, die protestantse reformatie wat van daar af gekom het en hy het sy goed gaan opslaan op Witteberg, sy kerk. Basis vir my en jou van 'n gemeente wees is om te reformeer gesamentlik, want jy is getransformeer. En Paulus, ek haal goeters nou aan van wat Paulus begin skryf en dit is nie spesifiek wat hy van daai gemeente gesê het nie, maar hy begin deur te sê, en ek is 'n dienskneg van Jesus Christus. Hy begin dit deur te sê, ek is 'n dienskneg van Jesus Christus. En dan sê hy, afgesonder tot die evangelie. So ek glo, dit was die begin van die geloof wat gevestig was in daai gemeente van Romeine, was hierdie twee goed was uitgestaan. Maar dan gaan hy verder en dan verduidelik hy, wat is hierdie afgesonder tot die evangelie? En is so kort opsomming vir my van wedergeboorte. Dis Romeine 1 vers 3. Aangaande sy seun wat gebore is na die vlees uit die geslag van Dawid, en vers 4, na die gees van heiligheid met krag verklaar is as die seun van God deur die opstanding uit die dode, Jesus Christus ons Here. So opsommingkie van wedergeboorte. Het ons is gebore in die vlees, maar deur die krag van die Heilige Gees het ons opstandingskrag ervaar om wedergebore kind van God genoem te word. Maar hy sê, ek is hier afgesonder vir hierdie evangelie. Dit is vir my so mooi. Hoe afgesonder is ons vir daai evangelie, wat die fundament is van wat ons glo. Gaan hy verder en hy praat van waarvoor is elkeen geroep. En ek wil dit lees vir julle. En dis vers 6. Onder wie julle ook is, geroepenis van Jesus Christus. Aan al die geliefdes van God, geroepe heiliges wat in Rome is. Dink net weer mooi. Hy sê, geroepenis. Geroepenis is die woordjie kletos. Appoint. Afgesonder. Saint. Hy sê dit nie hier van 'n Kobus, of van 'n Hannes, of van 'n Karel. Hy sê dit nie van, as hy praat van die gemeente, dan praat hy nie spesifiek oor mense nie, hy sê julle. Hy sê, die Amplified sê, it includes you. Sluit jou in. So het gaan nie oor wat die leier gedoen het nie. Hy trek het af na die transformasie van die gemeente en hy sê, sluit elkeen van julle in. So jy mag dalk nou net hier sit en sê, maar ek het nie kerk toe gekom. Ja, is nodig. Paulus het 'n ingesteldheid, en ek wil vir julle lees in vers 11. Want ek verlang om julle te sien. Dis nou weer daai, hy kon nie by hulle uitkom nie en hy het gedink, maar hier gaan iets gebeur, en toe skryf hy Romeine.
om julle een of ander geestelike genadegawe mee te deel, sodat julle versterk kan word. En dan sê hy, dit is, dat ek saam bemoedig kan word, onder julle, deur die gemeenskaplike geloof. Ek kry iets van Paulus hier van hierdie opgewondenheid om eintlik by hulle uit te kom, want hulle is 'n gemeente van geloof, hy gaan so toe kom, hy gaan iets deel, maar hy gaan iets ontvang ook. Dis die opgewondenheid. En dis die ingesteldheid wat ek by julle wil aktiveer vanmôre, deur te sê, ja, jy kom net kerk toe, maar jy kom kerk toe, want die Here het jou 'n geroepe heilige gemaak. Dink weer mooi, geroepe heilige. Hy het jou 'n point, hy het jou eenkant gesit, en dan daai woordjie heilig, glo ek, is dit wat ons getuienis maak, dat dit net by die kerk is nie, maar dit is deur jou hele lewe. Want ons strewe na 'n heiligheid. My ma het so gesegde wat sê, as daar iets gebeur, dan sê sy, ag my liefie, I'm a work in progress. Ons is almal 'n work in progress, maar daar's 'n strewe na heiligheid, en as jy daarna strewe, dan is dit die getuienis wat uitgaan van sy familiekerk, deur te sê, maar ons is almal geroep heilig is. Ons almal kom kerk toe, en ons is voorbereid om iets mee te deel, 'n genadegawe te kom gee. Ons kerke het baie verander in consumers. Ons kom net en ons verbruik. Ons word geroep as die saaiers, om 'n oes te skep, 'n landery voor te berei, om te plant. Dis wie ons is. En elkeen van julle wat hier sit, het die Here 'n spesifieke genadegawe voorgegee. En dis waarom die ingesteldheid wat ons na kerk toe moet kom is, wat kan ek kom meedeel? En dan sê hy hierso, dit is die gemeenskaplike geloof. Daar's iets aan dit, dat jy nie net kom om te ontvang nie, maar jy kom om te gee. En dan dan sê hy, maar ek word versterk. Elkeen wat kom word versterk. Elkeen voel bemoedig as ons hier wegstap. Want jy bring jou deel. En jy bring dit wat die Here op jou hart lê. Julle kan gaan lees in Romeine 12, die genadegawes. Ek dink julle ken dit. Maar hy sê, ek is set apart vir hierdie evangelie. Dis 'n ingesteldheid wat elkeen in ons harte moet hê. Hoe is ek en jy uitgesit vir Christus in alles wat ons doen? En dit raak die ingesteldheid van elkeen van ons, raak die getuienis van wat daar buite gaan wees. Van Romeine was, julle geloof word verkondig. En onthou, reformatie, glo ek, daar was in die 1500s deur Luther was daar 'n protestantse reformatie wat plaasgevind het. Heiliglik staan julle kerk ook in 'n reformatie. Ek reg? Hulle staan voor 'n nuwe tyd. 'n Reformasietyd van herstrukturering, van groei. 'n Reformatie as 'n kollektiewe gemeenskap om te reformeer in terme van dit wat die Here julle voorroep, om op te staan en te sê, maar dis wie ons is, dis wat ons is, dis wie ek dan is, want onthou, jy stap hier uit, jy's 'n gemeentelid van hierdie familiekerk. Jou getuienis daar buite het 'n invloed op die getuienis van die kerk. En die kerk se getuienis het 'n invloed op jou. Reformatie, transformasie, loop hand in hand. Daar's nie 'n begin of 'n eerste of 'n laaste nie, dis al twee loop saam. En reformatie, glo ek, is wat nodig is in kerk. Dat ons nie net kom om te ontvang nie, maar ons kom om dit uit te leef. Om te beweeg in dit wat God jou voorroep. Afgesonder, hy sê ja, 'n diensknegt van Jesus Christus. Afgesonder vir die evangelie. Eenkant gesit, en dan noem hy elkeen van julle wat hier sit, geroepe heiliges.
En as ons daai roeping ons sit en ons trek dit aan en ons sê yes. Daar was net 12 nodig gewees om hierdie hele Bybel te skryf en 'n evangelie te skep. Dit is baie meer. Maar ons dink baie keer, maar wie gaan dit nou doen? Wie gaan nou uitgaan? Hy sê jy. It includes you. Elkeen. Want ek en jy daai opdrag om uit te gaan en te sê, maar dis wat ons gaan doen. Wat is daai wat jy gaan doen? Pas in by jou genadegawe. Elkeen sit hier met 'n spesifieke funksie wat die Here voorgegee het, wat hy sê, maar dis ook jou skape, dis wat ek jou voorroep. Ja, daar is 'n 5voudige bediening. Maar hier word nie van hulle gepraat nie. Hier word gepraat van almal. Elkeen. Geroepe heiliges. Daar is soveel in hierdie eerste gedeeltes, en ek het so tussen van hierdie verse gespring, maar elkeen van hierdie goed is so iets waaroor jy lank moet gaan nadink, net die woordjies geroepe heiliges, net om die volheid van dit te besef, van wat sê God eintlik van jou, en leef ek daarna toe? Is dit die getuienis wat van my daar buite is? Want die woord sê, hulle struikel op die markplein, ons struikel daar buite. Maar as ek en jy afgesonder is vir die evangelie, dan maak dit nie saak nie, in compromise. Maak nie saak wat gebeur nie, ek is devoted, ek is afgesonderde diensknegt vir Jesus Christus. En dis my oproep vir julle as gemeente vanmôre, om te sê, ons is geroepe heiliges om uit te gaan, om by mekaar te kom, en te bring dit wat God vir elkeen van julle gee. En ek wil daarmee afsluit vanmôre, met 'n gebed, vir julle as gemeente, maar vir elkeen wat hier sit, dat as jy nog nie weet wat jou calling is nie, as jy nog nie weet wat jou genadegawe is nie, maak werk daarvan. Gaan doen 'n kursus, of gaan lees en raak stil by die Here, wat is dit wat ek voor geroep is, hoe het U my geskape? Want jou identiteit lê nie in wat die wêreld vir jou sê, wie jy is nie. Jou identiteit lê in wat God van jou sê, hoe hy jou geskaap het, want hy sê ja, hy het jou geformeer. Dus jy wil uitvind wat die funksie van 'n pot is, gaan na die pottebakker. Dis jou funksie, is om te gaan na die pottebakker, na God toe wat jou geskaap het, en gesê, maar ek het jou geskape. Gaan vind uit, maak werk daarvan, om uit te vind, wat is my plek? Want dit gee vir jou purpose. Dit bring mee dat die transformasie vind die onderplaas, en dan skiet dit op na reformatie, want elkeen van ons weet waar ons inpas, ons weet wat ons moet doen, en ons stap met 'n purpose uit. Ons sluit die oë. Here, baie dankie Vader, dat ons die naam kan groot maak vanmôre, Here. Dankie Here Jesus, dat ons na U toe kan uitroep en sê, dankie Here, dat U die pottebakker is, Here. Dat U ons gemaak het en geformeer het in die moederskoot. Vader, ek bid vir elke persoon wat hier sit, Here, dat hulle sal opspring om te besef, maar as geroepe heiliges, U het 'n funksie vir elkeen, Here. U het 'n roeping vir elkeen. Here, dat ons afgesonder sal wees vir U evangelie. Dat ons die krag wat U in ons plaas, die wedergeboorte krag, dat dit fonteine sal raak, dat dit soos water sal wees wat in ons sal opspring, en dat hierdie gemeente bekend sal staan, soos die Jesegiel 48:35 afsluit, die Here is daar. Here, dit is my gebed vir hierdie gemeente, dat hierdie kerk sal bekend staan, die Here is daar, God is daar. Ek bid dit Vader, dat elkeen wat uitbeweeg, mense na hulle sal kyk en die getuienis sal ervaar en sal weet, maar God is met daai persoon. Dat dit die getuienis sal wees, Vader, van waar ons loop, van waar ons beweeg. Dankie Here Jesus,
dat U oprig, dat U aktiveer. Vader, ek bid, Heilige Gees, kom steek die vuur in elkeen se hart hier aan, Vader. 'n Verterende vuur, Vader, wat sal opspring. En Here, dat roepings tot stand sal kom, plekke wat ons moet uitbeweeg tot stand sal kom, Vader, en dat ons mense sal gaan haal daar buite. Dankie daarvoor, Jesus. Dankie, Vader, dat ek kan seën spreek oor hierdie gemeente, en seën spreek oor elke persoon wat hier is. Die Here is met jou. Hy is jou bewaarder. Sy lig skyn oor jou. Sy aangesig is oor jou verhef. Hy sien jou, hy weet van jou. Hy is alomteenwoordig en elkeen se behoefte vanmôre, Vader, soos wat dit op met die moeders voor U neergelees, Vader, bid ek dat U sal kom en dat U 'n deurbraak vir elke persoon sal gee. Amen.